ek wil vanoggend baie kort praat om 'n offer te wees. En ons sal die liedjie nou direk daarna sing. Okay? Jy moet my nou onthou. Dankie. Maar ek wil die woorde van die lied net gou die koor vir ons lees. I'm gonna live the way he wants me to live. Julle almal ken hy lied, of baie ken hom. I want to live, ek kan nie wys jou nie. So as ek hom sing, gaan julle hom nie ken nie. The way he wants me to live. Ek het hom vanoggend baie keer gesing. I'm gonna give until there's just no more to give. I'm gonna love. Love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. Nou ons sing hierdie lied. En wanneer ons so 'n lied sing, is dit 'n gebed aan God. I want to live and to give and to love until there's just no more love, no more to give. Dit beteken fisies, na ek so 'n gebed aan God gedoen het, dat ek sal sê, Here, ek het my naaste so lief. Ek sal by 'n swarte, witte, bruine gaan sit 'n kuier en hom die liefde van Jesus gee. Nie van redenasies, dis nou nie my naaste nie. Daai sê, I want to love until there's just no more love. Daai liefde is om daai kinders wat ek eers ken nie, my liefde vir hulle te gee. Totdat daar niks meer liefde is nie. As dit, en ek is nie ligsinnig hieroor nie, as dit is dat ek my lewe moet aflei, dan dit ook. 4 weke terug terwyl ek bid, kom dit by my op, is jy bereid om jou lewe vir 16,000 kinders te gee? Jy bid hieroor, maar as jy bereid om jou lewe te gee? My antwoord aan God was ja, sonder om te huiwer. Nou hoor my, ek is nie ligsinnig as ek die goed sê nie. Is jy bereid om vir iemand wat jy nie ken nie te sterf? Ek het een probleem, God het eendag met my gepraat. Ek dink ek het van Noord-Korea afgekom, waar ek vir Kim Jong-un nie ken nie, maar gee vir hom 'n Bybel. Ek doen al hierdie klomp geld uitgee, om vir Kim Jong-un 'n Bybel te gaan gee. En toe ek daar in die Kaap is, ons eet, gooi 'n ou per ongeluk in my koeldrank drank. Hy het nou maar seker agter die bar waar ons eet gedink. Hy het seker nie verstaan nie. En toe ek proe, toe stap ek so toe en ek sê, wat is jou storie? En toe hulle verder wil sukkel, toe wil ek oorklim oor die barcounter. Nagter evangelis. En toe ek so wegloop, toe sê die Here, jy het so liefde vir Kim Jong-un. Jy het so liefde vir ander in ander lande. Maar hier in jou eie land, 'n ou wat net 'n foutjie maak, wil jy panel bied. Leer uit my foute uit. Ons is baie keer so gekonsentreer om op groot goed te doen, dat ons by die klein goedjies laat ons na. En ek moet met skaamte teruggestap het, en vir die ou gesê, dis fyn. Ek moes eintlik net stil gebly het, dat ek 'n gratis dop gehad. Maar nou is ek 'n kind van die Here. Ek wil hom nie vat nie, want ek is te lief vir Jesus. Nou kom ons praat oor 'n offer. Ons sing, I want to give until there's just no more to give. Kom ons vat hom weer prakties. Jy sing hierdie ding in 'n kerk. En daarna as jy uitloop, sê die pastoor, kan jy miskien Saterdag met jou bakkie kom, ons wil 'n klank opstel sit, en ons wil deur die dorp ry. En jy kyk so, op hierdie bakkie van my, wat sal die mense sê? Nie op hierdie Land Cruiser van my nie. Dit is dit wat ons sing. I want to give until there's just no more to give. En ek praat goed wat ek ken. Ek het my klank opstel, en vra my vrou Saterdag, der kruis ek, waar ek preek die volgende dag, ek der kruis hom. Dan vra ek vir baie mense, met nuwe karre, hulle sit hom nie op nie. 'n Ou kar, hy sal sy ou kar uittrek, maar nie sy nuwe kar nie. Want God is tweedehands. Ons sê met ons lippe, ek het hom lief, en hy is nommer 1, jy lieg man, hy is tweedehands. Hy is tweedehands. Gaan kyk as jy jou beursie oopmaak en jy haal dit uit om sigarette te koop en drank te koop en tik te koop, dan gee jy vir Satan, maar vir God gee jy nie. God is tweedehands. Hy moet in die hoekie staan. Mense oor hierdie preke gaan nog steeds hel toe. Maar is jou keuse. Ek is 'n reuk, die Bybel sê dit. Vir party tot die lewe en vir party tot die dood. Soos jy nie wil ophou rook nie, nie ophou drink nie, nie wil ophou hoer nie, nie wil ophou met jou pon nie.
Dis jy wat kies om God se genade te versmag en die hel toe te gaan. Dis jy wat dit kies. Nou, I want to give until there's just no more to give. Wat is jy bereid om te offer? Ek sit voor mense, dat sê hulle vir my reguit, daai sal ek nie doen nie. As sê ek, maar as God jou vra, sê ek sal dit nie doen nie. Dis Christene wat sulke goed sê. Kom by baie Christene. Nou, daar is verskillende bedienings, hoor gou mooi. Almal hardloop nou nie, ek sê nou nie vanoggend, almal moet nou Oekraïne toe, in Iran toe gaan, in Israel toe gaan in die oorlog vir. Dis nie so nie. God roep verskillend. Maar moet net nie, dat jy maar kies om dit verskillend te hê, terwyl God jou eintlik vir 'n job geroep het daar. Maar jy maak dit vir jouself maklik, of vir jou familie nie. Die evangelie is nie 'n evangelie van soetsappigheid nie. Mense bid, Rooies, jy en ander sal niks oorkom nie. Dankie vir die geloofswoorde, en dankie vir die gebed. En dis wat ons ook glo, maar dis nie jou waarborg nie. Sy 12 disippels het gebars. Sy 12 disippels, die meerderheid is dood, in olie gegooi, kookolie. Omkeer op 'n kruis gesit. Wie is ek en jy in die moderne lewe om te sê, ek wil gaan en ek wil nooit iets oorkom nie, en God sal met my wees en ek is sy disipel, maar ek word nie vervolg nie. Wie is ek en jy? Wie is ek en jy? My vriend, as ek moet sterf, ek het hom hierdie week gepleit vir iets. As een ding wat ek ook maar pleit. As ek in gebed is. Dan sê ek, Here, gisteraand toe ek bid, toe sê ek, Here, as dit is dat een moet gaan, asseblief nie my seun nie. Nie my seun nie. Ek kan gaan, ek is fyn. Want die een oomblik is hy nog hier, die volgende oomblik sê hy, halleluja, jy, as jy daar aankom, dink jy kom al by die hek aan. Ek sal seker eers maar versigtig aankom. Jesus, ek dink hy is verskriklik bang uit. Jesus, het ek dit gemaak. Maar as hy blou oë, ek weet nie, ek dink Jesus het blou oë. As hy blou oë so opkyk, miskien, ek dink nou hy het blonde haar, miskien het lyk hy heel anders. Maar as hy so opkyk, en hy sê, wel gedaan. Kyk, ek gaan dit nie met vleiende vandels maak nie. Niemand maak dit met vleiende vandels nie. Jy maak dit net. Jy maak dit net, want ons het so sondige natuur. Ek dink hy gaan so kyk en sê, ja, ek moes genade uithaal op jou. Maar ek wil jou net daar onderstel as 'n mag uitgehaat het. Kom maar vroeër, dat jy so 'n bietjie kom rus. En daai amo wat vir jou so, daai tswana wat vir jou so lieg, en nie liegie, so lag, net onder hulle. Hoor gou mooi, dit moet so lekker wees by die hemel. Waaroor stres ons? Ja, ons wil nie ons geliefdes vir 10 en 20 jaar sonder hulle lewe hierdie. Dit is nie lekker nie. Maar forever saam. Kom ons konsentreer op die dinge wat daar bo is en nie die dinge wat op die aarde is nie. Ons is so gepla. En dan is daar wragtig nog party mense wat konsentreer op dit. Kom by die winkel in. Kan ek 'n pakkie 20 Camel kry? Dankie. Stop. So vervelige, afskuwelike lewe om jou longe volteer van Satan sy nikotien te sit. Jy offer jou longe op vir 'n klomp demone dat jy emfyseem moet kry. Die ander ou weer, gooi daar nog 'n dop man, gooi daar nog 'n dop. Ja, ek is nie bang vir my vrou nie, tot hy foon lui, dan kyk julle in die bar. Gooi daar nog 'n dop. Hy offer. Ek werk laasweek uit, ek stel, wat was dit? Vir 'n dubbel brandewyn en coke toe jy wil een gehad het. Wat is dit nou weer? Maar ek dink dit is R120. Dubbel brandewyn en coke. Nou. 10 gaan my nog nie gesuip maak nie, dan is R100.200 weg. Dis hoekom julle man 'n ket vat. Jy vat sommer shot way. Sny van kry klaar. Nee man. Nou, kyk ek pon. Het jy gekyk ou wat pon kyk? Sy oë is so verdomd dof. Sy lus hang uit, sy koeile loop uit. Hy
kan nie eers by daai girl uitkom nie, man. Dan kry jy nog party mense, hulle bel in. Ja, man en vrou. Daar's 'n inbellyn. Dan haal 'n girl asem in jou ore. Dan geniet julle dit nou in die bed. Terwyl 'n ander girl asem, sy's gecomputerize. Gecomputerize. Dis 'n komputer wat vir jou asemhaal en dan raak jy nou, man, ek noem sommer die goed by die naam. Soos Esna nou die dag gesê het. Esna, ja, hy word noem. Dis so goed, jy vat die komputer en jy voel die klawerbord. En soen die skreen oopbek. Dis hoe ons operate. Ons offer ons op vir sulke nonsens. Ons offer ons op om by 'n braaivleis te sê, yes manne, I'm lekker vanaand, môre weer babbelas, hè? Ek offer my liewerster vir 'n lewendige God op. 'n God wat hierna na my omsien as my asem uitblaas. Ek het ook as ek so vir ander bid, daai tye, ek is ook nie immuun nie. Terwyl ek bid, worship, dan sien ek in die sneeu, so hier loop 'n bloedstraaltjie. En as ek in hierdie visioen kyk, dan sien ek maar as my seun. En dan stop ek en sê ek, Here, asseblief help my. Ek is ook 'n mens, net 'n mens. Ek is ook net 'n mens as ek daar inkom, dan bewe my lippie ook maar. Ek moes gisteraand bid en gesê, die Here maak my braaf. As jy sien die kinders is aan die ander kant, ek bid hierdie goed klaar in, dat ek nie nog daai tyd hoef te bid nie. Ek kan net hardloop. In die hardloop moet hulle maar met my praat. Ek is 'n baie bang ou, ek hardloop. Maar hoor mooi, ek sê gisteraand, ek sê, Here, wanneer ander is en die ander kyk, laat ek braaf sal wees, om 'n kind te gaan uithaal, en nie op daai oomblik sal omdraai en sê, kom ons los maar, van bangheid, maar laat ek hulle sal uithaal, en laat ek daarna kan sê, dis Jesus, nie Rooies Strauss, dis Jesus, want Rooies Strauss kan niks doen nie, hier het ek 'n klomp eisters in my rug van 'n landmynontploffing, ek is, hoe wil ek vanoggend sulke snaakse woorde noem, en ek vloekie, maar ek is vanoggend met snaakse woorde hier te doen. Ok, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Hulle val ons die laaste tyd aan op Facebook, nie laat ek baie aandag aan gee nie, maar dit raak so 'n bietjie irriterend. Een ou het nou, waar ons nou die laaste trip was, sê 'n ou vir ons, dat hy gaan een sakkie meel na 'n spesifieke ou toe vat. Hierdie ou haat my. Hy sê hierdie Rooies Strauss het geen gevoel, hy laat sy kinders in oorlog ingaan, laat hulle doodgaan, vir kanonvoer. Hy toe gaan gee, hy bel my eergister, hy sê, jou was nie daar, sy vrou was daar, sy raak so bloedrooi, toe hy sê, Rooies stuur hierdie sakkie meel vir julle. Nou ek ken hulle nie eers nie, maar ons kry dit nou oral, Rooies stuur sy kinders, sy team in. En kom ek sê vir jou, die kans is groot tot ons hierdie bediening nog weggeraap word, dat hier kan iemand wat gaan sterf. Die kans is baie groot. En wie gaan gebleem word? Ek. En van julle wat hier sit, gaan teen my draai en woorde sê. Van julle gaan woorde sê, hoor vandag. Van julle gaan dit doen. En hoor gou mooi. Ek wil die vraag nou vanoggend antwoord. Eerstens, ek het nog nie een gestuur nie. Ek stuur hulle aan die einde. Hulle kry die roeping self. Nog nie een. Ek het party uitgepraat uit liggaam. Nog nie een het ek gesê, jy sal klim en gaan nie. Hulle die roeping gekry, dan kom hulle en dan stuur ons hulle uit, op 'n Bybelse manier. En terwyl ek so weer daaroor bid, sê die Here, wie is julle mensdom? My seun is hier by my in die hemel, baie gelukkig. En ek stuur hom na julle wrede wêreld toe. Hy sê as hulle weer vir jou sê, hoe stuur jy jou seun? Dan sê jy, omdat God ook so ongenaakbaar is. Beledig God ook. Hoekom het hy sy seun hier naartoe gestuur? Hoekom stuur hy vir Jesus na 'n klomp wat hom doodgemaak het? Hoekom is God so ongevoelig?
Sê dit nou slag, hou op vir Rooies sê hy is ongevoelig. Sê vir God hy is ongevoelig om vir Jesus sy seun na hierdie wêreld toe te stuur. Dat hy geslat word. Hoekom? Hy kan ons net gesê het, hy is God wat verhoor, laat die beker verbygaan, hy kom niks oor nie. Hy is geslaan, hy is doodgemaak vir my en jou, en ek en jy sy ambassadeurs. Nou moet ons sê, ja, Jesus kan sterf vir ons, maar ek as ambassadeur sterf nie. God sê gisterand, sê vir daai klomp, laat hulle vir my sê, ek is ongevoelig. Dat hulle dit vir my sê, nie vir jou nie. Hulle nog niks gesê nie. Wag, die volgende een, gaan ons nie sê, gaan sny jou grasie. Ons moes hier die laaste tyd geweldig stil bly, want ons gaan nou hoe ons visas reël. Mense bel vooruit in hierdie Suid-Afrika, hulle stop ons toe. Hulle try alles in hulle vermoë dat die evangelie nie moet uitgaan nie. Ons het bose mense nou, mense. Ons het baie bose mense. Maar God gebruik partykeer ateïste. En hierdie ou gaan 'n groot vriend van my raak. Ons het hom laas ontmoet, is 'n Pool in Suid-Afrika. Hy gaan binnekort hier kom kuier. Hy het geboue en hy operate in Suid-Afrika. En hierdie ou praat met die ambassade van Poland. Nou kan ek maar sê, want alles, die koel is deur die kerk, jy kan niks meer keer nie. Want ons bly sukkel. En hulle sukkel weer met my en hulle wys my weer daar weg. Hierdie week, weer. Hulle sê vir my, daar is 2 name op die uitnodigingsbrief. Terug. Hierdie man kom, en hy kom ry uit Heidelberg uit. Vra vir Philip. En God gebruik manne met invloed. Hy sê ateïs. Kom stop aan met 'n Porsche, my maat lyk soos 'n Volkswagen, ek ken hom nie. So groot Porsche as dit. Maar in elk geval, hy klim uit. Die woorde wat hy daar binne sê, ek verstaan ek nie in Polish nie. Sê jy ou Polish. Ek sê vir jou, maar ek weet wanneer iemand vloek en wanneer hy nie vloek nie. Maar daarna, God kan mense gebruik wat jou pad vir jou oopvloek hoor. Hoor nou hoe wat ek sê, jy moet nie dit doen nie. God kan ongereddes gebruik om vir jou deure oop te maak. Hulle sê sommer, jy mag nooit laat 'n ander ou sommer jou paspoort gehaal het, behalwe agente en met beëdigde verklaringe. Hulle sê, toe hy uitkom, hy sê, moet ek hom sommer optel, hulle sê, ek kan maar kom al. Hulle sien sommer, ek en jy is groot vriende. Ek kan maar sommer kom al. Ek vra vir hy ou wat ateïs is, kom ek betaal net jou petrol. Hy sê, never I will take that from you. Ek gaan nou by hom bly volgende week so aand. Maar ek wil vir jou sê, ateïs het baie keer meer liefde as ons Christene. Baie meer liefde as ons Christene. Maar hy kort Jesus. Ons moet hulle by Jesus kry. En hierdie man gaan by Jesus kom. Ek is amper klaar. Mense, ek wil net gou hier 'n ding lees. Wat is opoffer? Nou kom ons lees net eers Romeine 12 vers 1. Ons almal is ook met amper dink ek is die vers, dis wat ek geskryf het. Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame, nie julle geld nie. Vergeet nou van geldoffers nou. Ek praat van jou liggaam en jou familielid. Dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is maar net jou redelike godsdiens. Dis nog eers waar die tye die teerslaan nie. Dis nog eers ergie. Jou liggaam moet aan God wees, 'n heilige offer. Dan kan die liggaam nie suipie, die liggaam kan nie oreer nie, die liggaam kan nie rook nie, die liggaam kan nie met gemors deur mekaar wees nie. En almal wil tog hoor as ek so praat oor vreetery, dan kap hulle my. Want hulle sien ek is dik. Man, ek het 'n beter beenstelsel as jou wat so maar is. Ek wys nou vir die mense hoe lyk jy wat so lag. Jy's 'n sampel van 'n mens.
Jy's 'n sampel, net so groot. Luister, die God het ons lief, ons is verskillend. Ja, my oorgewig, kom oorspronklik van oorvreet, ek kan dit nie anders stel nie. Brandewyn en coke, konfytbrood en rib, lekker vet rib, elke aand 11 uur, by die polisie barrackse in Appington. En daar het my hele ding gechange, my metabolisme. Nou sê mense, dis nou al 30 jaar daarna. Dit is so. Ek kon al iets gedoen het. Ek skrik eers net so af en toe wakker. Maar ek try. So ooretery, bring siektes mense. Kry jou liggaam reg. Ek wens ek kan oefen. Gisterand toe try ek draf. En ek kry dit nogal reg, want ek het eisters in my rug. Maar ek kry dit toe nogal reg. Halleluja! Maar ek het so eentjie gedraf toe dink, man, almal weet ek stap. Okay. Prys die Here. Halleluja. Mense doen net iets. Weet jy, as ek so stap en ek bid, of as ek iets doen, alles, vra my vrou, doen ek net tot eer van God.